Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. U is so waardig, skepper van die hemel en die aarde. U is so waardig, ons wil vanaand het ons hande in die lug opgooi en ons gooi tot die genade. Dankie dat U ons eerste en ons laaste is, die begin en ons einde. Ons is daar die Psalm sê, soos 'n wildsbok wat smag na waterstroom. Smag my siel na U, o Heer. U alleen is ons hartsverlange en ons bring aan U die eer. U is ons lig en U is ons lewe, Vader. Wie sal ons vrees? U is ons skild en ons rotsvesting. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Want ons is vry. Wat ook al jou gebedsversoek is, gee dit nou vir die Here. Kom ons sit ons versoeke. Kom ons gee ons versoeke aan 'n lewende God. Dit wat jy nodig het, kom ons vertrou hom en ons onthou hierdie aand wat ons hom gevra het. Want die Bybel sê al, is ons ontrou, hy bly getrou. Glo jy dit vanaand woord en lewe? Dat God getrou is. En al gaan jy deur die moeilikste van tye. Hy sê hy sal met jou wees. Hy sal met jou wees. Hy sal met jou wees. Dankie Here dat jy luister nou na elke versoek. Ons bid ook Here dat jy hierdie diens sal seën. Sien hierdie kosbare mense wat voor my sit. Maak hulle harte oop en ontvanklik, o Here. Mag die woord, Vader, die tweesnydende swaard diep sny vanaand. Soos wat ons hier is, om na U stem te luister. In Jesus naam. As jy saam my stem, jy weet wat om te doen, sê amen. Amen. Ek wil net sê, daai was 'n terrible poging tot amen. Ek dink ons moet dit net weer doen. Ek gaan tot 3 tel. En dan sê uit jou gees uit 'n bietjie amen, man. Hierdie is nie woord en dood nie. Hierdie is woord en dankie. Dit lyk my hier's lewe aan hierdie kant. Okay, ek gaan tot 3 tel. Ek gaan tot 3 tel. Kom ons doen nie amen nie. Kom ons sê haleluja. Want die haleluja is soos donderslae in die hemel, né? Ek gaan tot 3 tel, dan skree ons haleluja. Amen. Dink 'n bietjie aan jou. Dink 'n bietjie aan die duiwel. Dink 'n bietjie aan alles wat jou aanval. En dan sê ons, kom ons glo halleluja, dan val die mure somme vanaand van Jerigo. Amen. 1 2 3. Halleluja. Ag nee man, kom aan. 1 2 3. Halleluja. Nog een keer 1 2 3. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dis lekker hier in die huis van die Here, man. Daar's lewe in die huis van die Here. Amen. God, as julle kyk op die skerms, né? En ek gou vra, kan julle net gou 2-2 na mekaar toe draai? Ek gaan tot 3 tel, dan gaan ons ching chong cha speel, né? Kom ons kry gou 'n paar wenners daarso, draai gou na mekaar toe. As dit reg is, ek gaan tot 3 tel en dan sê julle almal saam met my ching chong cha. 1 2 3. Is al wenner, kan ek sien is al wenners? Verloders sit gou uit.
draai gou na die ander persoon toe. As julle dieselfde gehad het, kom ons sê, jy val ook maar uit vanaand, sorry. Ek wil hierdie game net vinnig maak, sorry. Okay, draai gou na 'n volgende persoon toe. 1, 2, 3. Is daar nog wenners? Verlorers val uit. Is wie is die wenners? Okay, kyk gou na iemand toe. Dis die laaste ronde. Vinnig. 1, 2, 3. Amen. Kyk, kan ek gou vra wie het gewen? Wie is die wenners? Billy. Sy, kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Ja, hierdie is 'n eeuoue spel wat mense speel, né, om besluite te maak en daai keer doen ons dit om te kyk wie betaal vir die kos, watse restaurant gaan ons eet, né? Wie rol die dice die eerste? Maar meeste van die tyd gebruik ons hierdie spel om ons eie wil te kry, né? Want die een wat wen, gaan sy eie wil kry. En baie keer wil ek en jy mos ching chong cha met die Here speel. Amen. Ons wil ching chong cha speel met die Here en ons sê, Here, nee, Here, jy het gewen. Nee, kom speel die beste uit 3 uit. Here, nee, ek het nou nie gewen nie. Kom speel die beste uit 5 uit, Here. Nee, kom speel. Nee, ek weet nie wie van julle is al soos ek wat voel of ek op die beste uit 1 miljoen uit is, né? Dan sê ek, nee, Here, kan ek nie maar net my eie sin kry nie. Want is lekker om jou eie sin te kry, né? Is lekker om ons eie sin te kry. Maar wat as God jou vra om te verloor? Die Bybel sê as jy jou lewe verloor, vir hom sal jy jou lewe kry. As jy bereid is om te verloor vir hom, sal jy die lewe kry. Nou, God vra vir ons dat ons op hom moet vertrou in alles wat ons doen. Hoor wat sê die eerste vers? Hy sê, Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met, sê saam my woord te lewe. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Sien, dis omdat mense staat maak op hulle eie insigte, is dat huwelike lyk soos wat dit lyk. Is omdat die egskeidingsyfer lyk soos wat dit lyk. Dis omdat depressie meer en meer in die toeneem is. Nou, dit is omdat selfmoord meer in die toeneem is. Dit is hoekom drankverbruik en addictions meer in die toeneem is, want mense maak staat op hulle eie insigte. Hulle sê, weet jy, ek wil nie op die Here staat maak nie. Ek wil nie die Here vertrou met alles nie. Ek wil die Here net vertrou as dit my pas, as dit my benefit, maar as dit kom by sekere dinge, dan sê ek, nee Here, nie vir my nie. Jesus sê vandag vir jou, volg sy voorbeeld. Volg sy voorbeeld. En wat was Jesus se voorbeeld? Hy sê vir ons in Johannes 5 vers 30, sê hy vir ons, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Nou Jesus is God. Op hierdie stadium skryf hy as 'n mens. Want hy was God, maar hy was ook ten volle mens. En terwyl hy op aarde was, in hierdie toestand wat hy in was, in hierdie menslike liggaam wat hy in was, het hy gesê, Here, ek kan niks uit my eie doen nie, ek kan net doen wat U my sê, want ek is in hierdie menslike liggaam, wat baie keer op die verkeerde pad gaan, maar Jesus het geweet, as hy die wil van die Vader doen, dan sal hy geseënd wees, en hy sal sy doel uitvoer wat God hom voorgeroep het. En wat was God se doel vir sy lewe? Kom ons lees saam, Filippense 2 vers 8, hy sê dat, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam, sê saam met my, gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus sê, Vader, in Getsemane, hy sê, sal hierdie beker verby my gaan asseblief. Hy is 'n mens, ons kan sien, sy sweet word bloed, soos wat hy angstig raak, net om vir ons te wys, hy was 'n mens soos ek en jy, hy het hier aangestap en gesê, bring die pyn aan nie man, bring dit aan, hy was 'n mens soos ek en jy, sê die Bybel, maar hy sê, hy was gehoorsaam tot die dood van die kruis. Die vers voor dit sê, moet niks doen uit selfsug of ydelle eer nie, en dis wat ons doen as ons ching chong cha met die Here speel, né? Sê, ek wil my wil hê. Ek wil my sin hê, Here. Daar was 'n slim ou wat geskryf het, ek dink is C.S. Lewis. Hy het gesê daar's 2 tipes mense in hierdie wêreld. Hy sê, hulle wat sê, Here laat U wil geskied. Dan die ander wat sê, Here laat my wil geskied. Moenie dink dit is ongelowiges nie. Dis baie keer ons kinders van die Here, né? Want ons wil graag gelukkig wees in hierdie wêreld. Ons sê, Here, asseblief, kan U wil nie net my wil bietjie wees nie? Kan my wil, God vra, kan jou wil nie net my wil wees nie? Is jy's op hierdie aarde vir hom gesit,
Ons dink baie keer God is net daar vir my en jou, maar ek en jy is op hierdie aarde gesit vir hom, om hom te eer en te loof en te prys, dat ons verander kan word deur sy gees, dat hy ons kan vorm na die beeld van sy seun, dat ek en jy lig kan wees in hierdie donker, stikkende wêreld. Kom aan, woord te lewe, kan ek 'n amen kry? Is jy lig in hierdie stikkende wêreld? God het jou geroep, man. Hy het jou vir jou sy gees gegee, die dag toe jy tot bekering kom. Hy gee sy gees vir jou. Hy sê, hy wil hê jy moet gehoorsaam aan hom wees. Hy wil hê, jy moet nie jou eie begeertes gehoorsaam wees, jou sin navolg, jou insigte navolg nie. Hy sê, hy wil hê dat jy moet hom volg. Amen. Hy sê, daai dood van die kruis is 'n struikelblok vir baie. Wat sê die woord van God? Op 'n stadium sê hy, dit is vir die Jode. Hy sê, dit is 'n struikelblok, en vir die Grieke is dit dwaasheid. Paulus sê, ons verkondig Christus as gekruisigde. Daardie deel, hy sê, maar dit is 'n struikelblok vir mense. Ek en jy sit daarom nou in 'n kerk en ons luister na die woord van God, ons praise en worship, maar ek en jy word nie vervolg nie. Maar glo my, daar's 'n wêreld daar buite wat vervolg word. Daar's 'n wêreld daar buite wat hulle antagonisties is teenoor die woord van God. Mense wat hulle lewens verloor as gevolg van hulle verhouding met Jesus Christus, want hulle aanval is, dis vir hulle 'n struikelblok. Dis wat ons Ching Chong Cha vers vanaand vir ons sê. 1 Petrus 2 vers 7 en vers 8. Hy sê, vir hulle dan wat glo is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen, rok, pype, scissors. Rok, pype, scissors. Elkeen van hierdie game, dis om jou 'n regverdige kans te gee om te wen. Niemand het 'n advantage met rock, pype en met Ching Chong Cha nie. Niemand nie, nee. Want elkeen van daardie elemente van daardie spel het sy goeie punte, het sy swakpunte en sy sterkpunte. Rots wen skêr, maar verloor teen papier. Papier wen rots, maar verloor teen skêr. En skêr wen teen papier, maar verloor teen rots. Maar hierdie rots is die enige rots nie. Hierdie steen het die bouers verwerp. Hy sê, het 'n hoeksteen geword. Hy sê, hierdie steen is Jesus Christus. Hy sê, dit is 'n struikelblok vir baie mense. Is hy 'n struikelblok vir jou as jy wil sonde pleeg? Het jy al agtergekom as jy weet, jy gaan nou 'n bietjie uit. Jy weet, en hierdie ding wil bietjie dorp toe gaan, jy weet. Jy weet, die liggies roep 'n bietjie, né? Doeps, 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 doeps. Né? Jy weet, die liggies roep 'n bietjie, man. Hè? En die doppies, né? Né? En die daghakkies en alles, dit roep vir jou, man. Die pornografie roep jou. Ja, dan sê hy vir jou struikelblok, kan ek vir jou sê. Hy is vir jou struikelblok. En is niemand wat my nou amen nie, want jy bang ek by jou eis, né? Maar as hy sonde roep, is hy vir jou struikelblok, né, kind van die Here. Hy gaan verder, hy sê 'n steen wat van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Hy sê so mooi. Hy sê dit begin 'n aanstoot vir jou raak. Kom ek sê vir jou, baie mense wat die kerk verlaat. Hulle verlaat nie die kerk omdat hulle noodwendig seer kry in die kerk, omdat iets gebeur het in die kerk. Baie mense verlaat die kerk want hulle val weer terug in hulle ou lewe. Hulle word gekonfronteer met hierdie hoeksteen. En uiteindelik wat gebeur is, Jesus word vir hulle aanstoot, die kerk word vir hulle aanstoot. Hulle val so ver terug en sê, ek wil niks meer met die kerk uit te waai nie. Dan soek hulle net probleme, want daai hoeksteen, my maat, daai hoeksteen gaan vir ewig bly. Hy's die rots wat vir ewig staan. En ek wil vandag vir jou sê, al dink jy wen die geveg, gaan jy nooit die geveg teen God wen nie. Jy dink jy wen die geveg, maar eintlik verloor jy hom. Maar die beste ding is wat ek en jy kan doen, is om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Die beste ding wat ek kan doen is om God se wil na te jaag en voor hom neer te buig en sê, Here, ek gooi my voor u genade. Jy sien, ons gaan nou in Paasfees in. Wie sien uit na Paasfees? Wie sien uit na Paasfees? Die grootste naweek op die kalender van ons as kind van die Here. Vir soveel jare was Paasfees net vir my 'n lang naweek wegbreek, man. Waar ek bietjie kon gaan kuier het saam met my vriende. Dit was al wat dit vir my was. Dit het nie eens my sin gemaak nie. Nou dat ek gered is en
Ek weet wat Jesus my beteken het. Ek wil nêrens op geen ander plek wees as daai Vrydag en daai Vrydagoggend en daai Vrydag-aand, daai Sondagoggend en daai Sondag-aand in die teenwoordigheid van my koning wat sy lewe vir my afgelê het sodat ek eendag hemel toe kan gaan. Sy bloed het my skoon gewas en ek wil hom kom prys en ek wil hom kom eer en ek wil hom kom loof dat hy gesterf het vir 'n sondaar soos ek en jy. Ek wil jou vra, toe Jan-Rie nou gevra het, hy sê, weet jy vir wie jy sing? As hy vir jou 'n struikelblok gee jou aanstoot. Of wil jy vandag sê, ek wil die wil van die Here soek. Ek wil nie wen nie. Ek wil nie wen nie. Ek lê my lewe af sodat that I can gain my life. And not just life, everlasting life. In Paasfees vier ons Jesus se sterwe en opstanding. En toe Jesus aan daai kruishout gehang het, het hulle 'n bord gemaak, 'n kennisgewing bord wat gesê het, die koning van die Jode. Die Fariseërs het baie kwaad geraak. Hulle het gesê, nee, hulle moet sê, ek is die koning van die Jode. Hulle het aanstoot geneem. Die Fariseërs het aanstoot geneem met wat Jesus gedoen het. Want terwyl Jesus daar hang, het iets gebeur en die Bybel sê vir ons in Johannes 19:23 sê, toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Ag, gaan net gou vir my terug daar. So hier sien ons dat hierdie Romeinse soldate, en ons kan aanneem daar was 4 Romeinse soldate. Nou, soos ek verstaan het, hulle van 'n Spaanse legioen afgekom. So ek weet nie wat was hulle name nie, miskien Emilio, Gustavo, Stefano en miskien José. Nee, ek weet nie wat was hulle name in daai tyd nie. Maar hierdie 4 soldate, so wat die Romeine kon doen is, die misdadiger kon hulle kon daai misdadiger se besittings gevat het. En hulle vat hierdie 4 kledingstukke. Dit kon moontlik miskien 'n oorbaadjie gewees het, dit kon moontlik 'n hoofbedeksel gewees het, sandale en dit kon 'n gordel gewees het. 4 gedeeltes. En is dit nie baie keer wat ek en jy doen nie, né? Sê ons wil gedeeltes van Jesus hê. Ons soek gedeeltes van Jesus. Ons hou van sy beskerming, né? Ons hou van sy vergifnis, ons hou van sy genade. Ons hou veral van sy finansiële voorsiening. Ons hou daarvan, 4 goed. Jy sien daai onderkleed. Die feit dat hy geen naad gehad het nie, die feit dat hy 1 stuk was, sê dit was so 'n waardevolle stuk klere gewees. Dat hulle uiteindelik gesê het, ons moet gaan Ching Chong Cha speel. Nou nie rarig nie. Maar hulle moet gaan loot. Hulle moet gaan sê, watter ene gaan daai kry? Want as hy daai gedeelte gaan kry, gaan hy die kosbaarste besitting kry. Weet jy wat is die waardevolste besitting wat ek en jy van Jesus Christus het? Is my en jou verlossing. Kan ek 'n amen kry? Die waardevolste ding wat ek en jy van Jesus kan kry, is die dag as ek en jy tot bekering kom en hy verlos jou van jou sondes. Hy red jou uit die put van die hel uit. Hy vat jou uit die duisternis uit en hy bring jou in die lig en hy sê jy's vergewe my kind. En weet jy wat doen ons? Soos daai soldate dobbel ons daarmee. Ons dobbel met ons saligheid. Ons kies eerder om ons eie wil na te volg, ons eie insigte. En sê, Here, Ching Chong Cha, Here, Ching Chong, nee, Here, kom speel die beste uit, 12 uit, Here, asseblief, Here, kan ek nie net 'n bietjie my eie sin, my eie wil kry nie? Here, kan ek nie maar net 'n bietjie van die wêreld kry nie, asseblief? Ek wil net so klein bietjie van die wêreld hê. Ons gaan verder in daai vers. Hy sê, dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, in my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. Ek wil net gou vir jou sê, dis hoekom die Bybel so kragtig is. Wat hy daarso sê, is 'n skrif wat vervul word, 'n profesie van Psalm 22 wat vervul word, né? 1000 jaar voor Christus. Wat Dawid geskryf het, toe daar nog nie eens kruisigings was nie. Gaan lees 'n bietjie Psalm 22. En daar profeteer Dawid. Hy profeteer Dawid in die hartjie van Israel en Judea, profeteer hy oor iets wat die Romeinse ryk 1000 jaar later sou gedoen het. Is dit nie amazing nie? Is die woord van God nie wonderlik nie? Hy sien hierdie soldate, hulle weet nie wie voor hulle is nie. Hulle kyk en hulle gee net nie om nie, want hulle wil worry net oor wat gaan hulle kry uit hierdie deal uit. Volgende vers, 2 Korintiërs 11 vers 3. Skryf Paulus, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het,
julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Bybel praat van 2 Korintiërs 4, hy sê daar's 'n God van hierdie wêreld wat jou sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie nie op julle skyn nie. Hy sê hy kom verblind jou, en hy gee vir jou 'n ander idee, en hy sê vir jou, man, daar's 'n ander opsie, daar's 'n ander wêreld, man, jy het nie God nodig nie. En as jy kyk, hy sê soos wat hy Eva bedrieg het. Waar's Eva? Genesis, né? In Genesis 3 kom die duiwel na toe en sê, Eva het God regtig gesê, jy kan nie van hierdie boom eet nie. Ag nee man Eva, eet van die boom, van die kennis en goed en kwaad. Niks gaan met jou gebeur nie. God is die leenaar, geniet bietjie jouself. Wees 'n God in jouself man. Nee man, maak jou besluite, God gaan jou mos vergewe. Daar's 'n afgewaterde evangelie. Daar's 'n hypergrace. Ag man, maak net wat jy wil. En as jy God nodig het, gaan op jou knieë en daai wense word waar. Daai Kersfees Vader, as ek dinge reg doen, dan gaan hy vir my voorsien. Ek wil vandag vir jou sê, God is 'n verterende vuur. Die Bybel sê in die Nuwe Testament, hoe verskriklik is dit om in die hande van die Here te val. Daarom moet jy verstaan wat genade beteken. En ek en jy kan nie genade gebruik as 'n dekmantel om nog aan te gaan met ons sonde nie. Nee, as ons voor hierdie God kom, sê ons, Here, vergewe my. Pastoor Basil het dit so mooi gesê. Hierdie is 'n regverdige regter. Hy is nie 'n korrupte regter nie. Jy kan hom nie bribe nie, sê Pastoor Basil vanoggend. Hy sê jy kom voor hom en jy sê, Here, ek het die genade nodig. Here, ek het die genade nodig. Ek sien my sonde in die lig van u heerlikheid, in die heiligheid, en daarom sê Here, hy gee dit vir jou vrylik. As jy dink ek praat hard, dink 'n bietjie wat ek nou vir jou sê. Weet jy hoe groot is dit wat ek nou vir jou sê? Hy sê, gee dit vir jou vrylik, maar wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy dit gebruik as 'n lisensie om net te doen wat jy wil? Gaan jy toelaat dat die duiwel jou sinne verblind? Dat jou sinne verblind soos daai soldate, hulle weet nie wie word voor hulle gekruisig nie. So baie keer, jy weet, as ons wil sonde pleeg en dit, dan vergeet ons nou van Jesus, né? Sê nee, wag, Jesus kan agter. Weet jy wat, Jesus, ek gaan ons nou Sondag kerk toe, man. Ek gaan ons nou Sondag kerk toe en ek sal miskien 'n gebedjie sê en vir die miljoenste keer vra om vergifnis, weet jy, hy sê jou elke keer vergewe. Hy moet nooit sy genade bespot nie. Hy wil hê daar moet verandering in jou lewe wees, my boetie en my sussie. Hy wil hê daar moet verandering in jou lewe wees. Weet jy wat is die vrug van iemand se bekering? Is die veranderende leefstyl. Sê ek is nie meer soos wat ek was nie. Ek doen nie meer die dinge wat ek gedoen het, wat my verwoes nie, in my verhoudings verwoes nie. Nee, ek gaan vandag 'n besluit maak om te sê, ek gaan God se wil in alles begin soek in my lewe. Ek gaan ophou dat die duiwel vir my lieg. Ek gaan sê, Here, help my, Here. Wat is u wil vir my lewe? Spreuke 3 vers 6. Hy sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal jou die regte pad wys. Wat is die regte pad, broers en susters? Kinders, jong mense, tieners, wat is die regte pad? Hierdie is nie complicated nie. Die koninkryk is die complicated nie. Die Bybel praat van 2 paaie. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë. Maar eintlik is daar net 2 paaie, my broer en my suster. Hy sê, hoor wat sê Matteus 7 vers 13 en vers 14, hy sê, gaan die koninkryk deur die nou poort binne. Want wyd is die poort en breed is die pad wat 'n ondergang lei. En daar is massas mense wat daar ingaan. En dan sê hy, hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe nie. Min is die mense wat dit kry. Wat? Kom ons maak dit nie complicated nie. Kyk maar net by jou werk, hoeveel mense dien die Here regtig? By jou skool? Hoeveel mense dien die Here regtig? Praat nie van sê mense wat sê ek is 'n Christen net op papier nie, of wanneer dit hom pas nie. Ek praat van mense wat daar verandering in hulle lewe kom, mense wat werklik waar vir God lewe. Soos die Andrie gesê, daai wat ons oor sê, ja, he be enthroned, Here, ek sit my lewe voor U neer, ek sit eerder U wil voor my wil, Here, ek is bereid om my lewe af te lê vir U, en ek vra nie, ek sê vir jou vandag, moenie hierdie sien as veroordeel nie, ek wil jou net bring, as jy jouself op die breë pad bevind, ek weet nie, baie mense dobbel so, hulle speel so ching chong cham in die Here, hulle is op die breë pad, dan sal op die nou pad, nou pad, ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself op die breë pad vind, jy kan 'n besluit maak nou en sê ek gaan van die breë pad na die nou pad toe. Jy sien, daai breë pad is die pad van die wêreld. Bybel is baie duidelik, is koninkryk of wêreld? God se koninkryk of wêreld? Hoor wat sê
Jakobus 4 vers 4. Weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Sien nie, maar ek hou net van daai mooi gedeeltes in die Bybel wat vir my sê ek gaan ryk wees. Ek hou net van daai mooi gedeeltes in die Bybel wat vir my sê, die Here gaan net vir my goed wees en ek gaan net 'n gelukkige lewe hê. Meneer en mevrou, daai staan in die Nuwe Testament. Hy sê wie 'n vriend van die wêreld wil wees, is vyandskap teen God. Ek en jy moet 'n besluit maak. Staan ek en jy met een voet in die wêreld, een voet in die koninkryk, en ek beweeg so tussen die twee, soos wat dit my pas en ek my wil soek. Nou hierdie volgende vers, hulle reken dis die vreesaanjaendste vers in die Bybel. Weereens in die Nuwe Testament, ek haal nie vir jou iets daai uit Levitikus uit nie. Matteus 7 vers 21. Jo. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar wie gaan in? Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nie elkeen wat sê, Here, Here nie. Here, Here, ek het jou nodig, maar as jy weer kyk, doen jou eie ding. Hy sê, maar elkeen wat die wil van die Vader doen, nee. Wat is die wil van die Vader? Al bevind jy jouself op die breë pad, al is jy so ver in jou sonde, al voel jy so verlore, hier is die antwoord, Romeine 12 vers 2. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Waar begin dit? Renewal of the mind. Kry die geregte gedagtes van God. Moenie dink hy's hierdie, soos ek gesê het, 'n Kersvader nie. As jy jou lysie maak en dan gee hy net, dan vra hy weer, is jy gelukkig? Kan ek wel terug aan hemel toe? Is jy okay? Nee, hierdie God wil hê dat ek en jy moet verander. Daar moet verandering in ons lewe wees, sodat ons ander mense kan gaan vertel, daar is vir jou 'n nuwe kans. En al gaan jy vandag deur die moeilikste van tye, wil ek net vir jou sê, jy het die grootste geleentheid dat jy deel kan word van 'n getuienis wat die vyand sal verslaan. Jy het die grootste geleentheid omdat God in jou lewe kan werk, want wanneer jy die deurbraak kry, sal jy nie kan roem in jouself nie. Jy sal kan sê, dit is omdat God dit gedoen het. Amen. Ek en jy moet vanaand 'n besluit maak. Sê, waar staan ons? Staan ons op die breë pad of die nou pad? Sê, weet jy, hoe weet ek wat God se wil is? Ek moet my gedagtes verander. Hy wil hê jy moet vry word van sonde, want sonde maak jou 'n slaaf. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Kan ek vra, dat almal nagmaal? As jy nie nagmaal het nie, kan ek vra dat jou hand sal opsteek? Hier aan die linkerkant, asseblief. As jy nie nagmaal het nie, steek jou hand hoog op in die lig asseblief. Ons wil graag almal saam nagmaal gebruik. Die beste wy is breek hom hard af en dan op. Hy sê miracle, maar ek het 'n miracle nodig. As hy kinders van die Here, kom ons wees gehoorsaam vanaand aan God, en kom ons wees deel in hierdie nagmaaltafel. God wil jou nie deel met sonde nie, alhoewel hy baie geduld met jou het, kan ons nie sy genade meer dobbel nie. Romeine 6 vers 16 sê vir ons, besef julle nie, dat dit waarvoor 'n mens jou as slaaf beskikbaar stel, jou baas word nie. Jy kan nie die sonde kies, jy kan die sonde kies, en daarmee saam die dood. Of jy kan kies om God te gehoorsaam, en volgens sy wil te leef. Hierdie broodjie en hierdie wyn verteenwoordig vanaand, dat Jesus die prys vir ons sonde kom betaal het. Dus kan ons nie net hierdie broodjie eet en net vergeet, en dit net doen as 'n ritueel nie.
Wanneer ons eet, dink ons ter nagedagtenis aan wat Jesus vir my en jou kom doen het, dat hy die prys vir ons sonde kom betaal het deur sy liggaam te gee aan daai kruis. Elke druppel bloed het hy gestort tot die vergifnis van my en jou sondes. Jou donkerste geheime, goed wat jy nooit sal deel nie, sy bloed het betaal vir daai sonde. Daarom sê hy, doen hierdie, dat dit jou kan herinner, dat jy nie 'n slaaf sal word, of dat sonde jou baas sal word nie, maar dat jy vry kan kom van sonde, sodat jy 'n disipel kan wees wat sê, dis waar ek was, maar dis waar ek nou is, en dit is waarheen ek op pad is. Kom ons neem saam die brood. Dankie Jesus. Kom ons drink saam. Wat is die bottom line vanaand? Hou op ching chong cha speel met die Here. En nie probeer om jou eie sin te kry met die Here nie. Moenie dobbel met jou lewe nie. Nou vra jy miskien, hoe moet ek wees? Wees afhanklik. En as jy foute gemaak het, moenie weghardloop van hom af nie. Hardloop na hom toe. Want hierdie wêreld gaan vir jou niks bied nie. Wil hê elkeen moet baie mooi vir my luister, hierdie wêreld gaan vir jou niks bied nie. Dit wat die wêreld vir jou gee, is net tydelike geluk en tydelike genot. Maar die duiwel sit agter hierdie wêreldse dinge om jou nader te trek vir sy koninkryk, want hy wil nie jy moet eendag hemel toe gaan nie. Maar jy weet vanaand jy besit vanaand. Moet sê ek draai my rug op die wêreld, want dit is vyandskap teen God. Ek wil afsluit met hierdie skrif. 1 Johannes 2 vers 17 wat sê: En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Hierdie lewe is nie net beperk aan hierdie paar jaar op aarde nie. Hy sê wie die wil van God doen, gaan eendag hemel toe. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk ingaan nie. Maar hy wat die wil doen van hom. Sy wil is dat jy hom sal eer en prys. Sy wil is dat jy onafhanklik van hom sal wees. Sy wil is dat jy dankbaar sal wees. Sy wil is dat jy sal volhard tot die einde toe. Sy wil is dat jy hom heel eerste stel in jou lewe. Want die woord van God sê, soek eers die koninkryk van God. Sit hom heel eerste en sy geregtigheid. Moenie jou geregtigheid eerste sit nie. Soek sy geregtigheid eerste. Hy sê en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word, want hy is 'n waarmaker van sy woord en hy is lief vir jou. Ja, wil hy vir jou dinge gee, ek glo dit met my hele hart, maar soek hom eerste. Soek sy wil en hy sal jou paaie gelyk maak. Kan ek vra dat ons op ons voete sal staan? Kom ons sluit hierdie diens af. Kan ek vra, jy hoef nie hardop amen te sê of niks nie, steek net jou hand op. Het jy iets gekry vanaand? Net met die opsteek van jou hand, het jy iets gekry vanaand? Sien ons baie hande wat nie op is nie. Ek gaan jou nie om verskoning vra oor hierdie harde woord nie. As jy vanaand gekom het en gesê, ek wil net 'n sagte woordjie hoor wat my gewete streel. Sorry. Ek sê dit met alle sarkasme. God is hier om jou aan te raak. Hy is te lief vir jou om jou te los waar jy is. Hy wil jou optel. Hy wil jou restoreer. Hy wil jou transformeer. Voor ons in hierdie week ingaan, kom ons gee net oor. Kom ons steek ons hande hoog in die lug in. Onse Vader wat in die hemel is. Mag ons beter verstaan wat daai skrif sê, as ons sê, laat u naam geheilig word. U is ons ewige Vader. U is ons rots. U is ons veilige vesting. Here, ek wil bid dat die woord wat vanaand uitgaan, Here, dat dit in ons harte sal sny, want die woord sê, die woord is soos 'n tweesnydende swaard, en soos wat hierdie swaard sny, daai kant toe sny dit ook in my eie hart in, Vader. En ek weet, Vader, Here, baie keer wil ek ook my eie sin hê, Vader, maar Here, dankie dat ons wil kan submit teenoor u wil. Dankie dat ons vandag van die breë pad na die nou pad toe kan kom,
En dankie dat U ons kan lei na groen waterstrome. Dankie dat U ons kan lei in die spore van geregtigheid. Dankie dat U ons kan lei na U wil. En help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om weer die Bybel op te vat en te lees. En nie net hoorders te wees nie, maar daders van die woord. En doen wat U vir ons sê. Here, dit is wanneer ons U wil doen. Here, seën hierdie kosbare mense waar hulle uitgaan hierdie week. Vra ek Here vir guns. Ek bid vir hulle wat nie werk het nie, dat hulle sal werk kry. Ek bid vir hulle wat deurbrake nodig het, dat die deurbrake sal kom. Ek bid vir hulle wat siek is, dat hulle gesond sal wees. Ek dink aan ons sussie Ruth Ann wat in die hospitaal is. Ons verklaar vandag deur Jesus se wonde is hy genees. Ons bid vir klein Caleb, Vader, dat deur Jesus se wonde is hy genees. Ons bid vir Jan Badenhorst, Vader, hy's genees deur die wonde van Jesus. Adrie van Ruysen is genees, Vanessa Koens is genees en soveel ander wat nou genoem word voor U troon, Here, is genees deur die wonde van Jesus. Ons seën ons kerk, maak hom soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek sal kan word nie. Here, mag elke lidmaat opgebou word as 'n lewende steen, Vader. In Jesus naam, soos wat U ons verander en meer maak om soos Christus Jesus te wees. En as jy saam met my stem, sê amen. Amen, mag die Here julle elkeen ryklik seën. Ek hoop julle is kwaad vir my nie. Ek hoop julle wag my in die parking lot nie. Gerard gaan saam met my. Nee, Gerard, jy moet wag. Wag eers tot ek uitgaan. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.